wil vanoggend bietjie met u praat oor Jesus gebore as verlosser. Dankie Here vir Jesus wat my en jou verlosser geword het. Dan begin ek in Johannes 3 vers 14. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Prys die Here, dat God sê, net soos wat die slang, onthou julle, Moses gaan op die berg, hy gaan om te gaan bid, hy kom terug en die volk is besig om vreemde gode te gaan aanbid, en God sê, maak 'n koperslang, sit hom op 'n paal, en as hulle by die slang kom, dan gaan hulle nie sterf nie, en net so is dit 'n lyn wat deurgetrek word na Jesus Christus toe, waar Jesus Christus gebore moes word, waar Jesus Christus gestalte moes kry as 'n mens. Dink hoe wonderlik is dit wees. Toe hy in daai tuin van Getsemane bid en hy sê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nie my wil nie, laat u wil geskied. Here, laat dit wees soos wat u graag wil hê. En dank die Here, toe Jesus aan die kruis hang, die mense het gedink hulle doen die wêreld 'n guns. Hulle het die wêreld 'n guns gedoen. Hulle het op daai stadium nie verstaan eintlik wat hulle doen nie, maar hulle het die wêreld 'n guns gedoen. En toe hy verhoog word, toe hy opstaan en hy daai dood oorwin en hy word verhoog, toe sê God, my volmaakte plan in die mens het gestalte gekry. Waar begin alles vir die mens se redding? Waar het my en jou redding begin? Ons kyk by die geboorte van Jesus Christus, Matteus 1 vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees, en Josef haar man, omdat hy regverdig was, en onwillig was om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem, om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet Jesaja, daar in Jesaja 53 en in Jesaja 9, waar hy dit gespreek het, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Maria, as ons kyk na vers 18, Maria was verloof aan Josef, en Jesus is gebore uit die Heilige Gees uit. God het gekies dat Jesus nie uit 'n mens gebore uit word nie. Ja, Maria het hom gedra, maar die Heilige Gees het Maria self bevrug. Die Heilige Gees het self die kleintjie na laat opspring. Hoekom? Want die mens het nie die vermoë om enigiets te produseer wat volmaak is nie. Net die Heilige Gees kon iets doen en kon intree vir my en jou wat volmaak is. Want as ek en jy iets doen, niks is volmaak, ongelukkig. Die mens het al hoeveel goed probeer naboots, maar niks is perfek nie. Het jy al gesien, baie keer dan beplan ouens se huis, dan dink hulle, hierdie huis is nou die perfekte huis. Dan kom jy daar aan, dan sê hulle vir jou, nee, dit moet nog verander, dit moet nog regkom, dit is nie reg nie, maar toe God die Heilige Gees gebruik om sy eie seun te laat vorm, was dit volmaak gewees. Dit was volmaak vir my en jou. Die Hebreëus vir Jesus beteken Yeshua. Dit beteken om te red en om te voorsien. Prys die Here, Jesus het kom red en hy het vir my en jou kom voorsien. Dit wat ek en jy nodig het. Die Engels praat van to deliver or to give. Hy's gebore om te kom gee, om vir ons ewige lewe te kom gee. Ons lees in 1 Johannes 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Maar as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, en wie is hy? Jesus Christus, die regverdige, is ons voorspraak. Hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hoekom sê hy ook die van die hele wêreld? Hy het selfs vir die sondaar, die ou wat nog nie gered is nie. Dink net as hy nie vir ons ingetree het nie, want die Bybel sê ons almal het gesondig, het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Hy sê maar toe ons nog in sonde was, het Jesus na ons toe neergebuig, en toe het hy ons kom red. So vir ons wat klaar gered is,
en vir die hele wêreld, vir hulle wat nog nie gered is nie, het hy ook kom intree, het hy ook iets te doen. Daar's net een ware Jesus. Ons net een ware Jesus en ons lees in Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord. Die woord was Jesus. Jesus is die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig van die wêreld, van die mens gewees. Dink net hoe wonderlik is dit. Ons het al in Jesaja gelees vanoggend dat hy kom praat van die lig. Jesaja 61 praat van die lig wat kom. Hy het gekom, hy was gebore gewees, hy het vir my en jou kom vrymaak, hy het ons kom verlos en die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. Weet jy wanneer oorweldig die duisternis my en jou? Wanneer ek en jy dit toelaat. Die duiwel kan net met jou doen wat jy toelaat. Amen. Jesus se bloed het jou kom skoon was. Galasiërs 3 vers 13 sê, vervloek is hy wat aan 'n kruishout hang. Die vloek wat op my en jou was, het Jesus aan hom op die kruis geneem. Weet jy hoekom word so baie mense vervloek vandag? Want hulle het oop deure. Hulle gaan onder God se beskerming uit. Hulle doen goed wat God nie behaag nie. As jy en ek in God se wil bly, kan die duiwel niks aan jou doen nie. Bly in God se wil, sê Here, Jesus het nie verniet sy lewe vir my kom gee nie. Ek bly in sy wil. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Weet jy hoe baie mense vandag, hulle wil nie die lig kies nie. Hulle gebruik verskonings. Hulle sê dis mense wat maak dat hulle God nie dien nie. Ek wonder as jy 'n mens die skuld gee, dat jy is waar jy vandag is, dan wonder ek hoe lyk die lig binne in jou. Jy kan nie vir my sê ek het die ware lig gesmaak en ek blameer mense vir my foute nie. Of is dit so? 'n Ware kind van die Here hou sy oë op Jesus. As jy jou oë op my hou, ek waarborg vir jou, ek kan jou iewers teleurstel. Maar hou jou oë op die Here, want hy sê in Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit teleurstel nie. Dankie Here, hy's altyd dieselfde. Ons as mense is veranderd, maar hy verander nooit nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Dink net, hy het vir die kerk kom sterf, wie het hom gekruisig? Die kerk, die fariseërs, die sadduseërs, die skrifgeleerdes, die wetsgehoorsaamers, die priester gaan na Pontius Pilatus toe en sê, ons kies dat Barabbas vrygaan, maar hy moet gekruisig word. Sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Weet jy tot vandag hoeveel mense plaas Jesus terug aan die kruis? Hulle ken die Here, maar hulle weier om te dien. Hulle ken die Here, maar hulle gebruik verskonings om die Here te dien. Jy gaan voor die Here staan eendag en gaan hy vir jou sê, my boetie, my sussie, jy het geweet. Jy het die waarheid geken. Ek glo in hierdie kerk preek ons die waarheid. Kan nooit 'n verskoning kan hê en sê pastoor, is jou skuld nie. Nie my skuld nie, jy het 'n Bybel. As jy nie 'n Bybel het nie, laat weet ons, dan kry ons vir jou Bybel. Dan lees jou Bybel. Al jou antwoorde, al jou raad is in God se woord. In die begin was die woord. Maar dan sê hy, en sy eie mense het hom nie aangeneem, dan sê hy in vers 12, maar almal. Wie's almal? Ek en jy. Almal wat hom aangeneem het. Aan hulle het hy die mag gegee. Julle weet, ek het julle al gesê, wat is die verskil tussen mag en krag? Wat is die verskil tussen mag en krag? Het jy al gedink, daar kom 'n 5 ton trok in die pad afgery. Uit al die krag, spring hy speedkoppie daarvoor in die pad en hy stop daai trok. Hoekom stop daai trok? Want hy het die mag. Maar daai speedkop het al die krag, daai trok het al die krag om hom dood te ry, maar hy het die mag. Hier sê God, hy het ons die mag gegee. Weet jy wat beteken daai mag wat God vir my en jou gee? Die mag om oor sonde te heers, die mag om jou lewe te beheer, die mag om vir Satan te sê, lank genoeg het jy met my boer gespeel, ek kan nie verder aanvaar wat jy doen nie. Aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Aan wie? Wat sê hy daar? Aan hulle wat in sy naam glo. Glo jy dat Jesus is jou redder? Glo jy dat Jesus is in beheer van jou lewe? Of blameer jy ander mense? Sê dis hulle skuld. Kry Jesus terug in jou lewe, my boetie, my sussie. As Jesus in jou lewe is, verander jou hele lewe. Dit beteken nie jy het nie aanvalle nie. Beteken nie jy het nie probleme nie. Beteken nie daar's nie moeilikheid op die pad nie. Maar Matteus 7 vers 24 sê, as jou huis op die rots bou, hy sê daar gaan storms kom. Hy sê, maar as daai storms kom, bly daai huis staan. Hoekom? Want sy fondament
is Jesus, die rots waarop hy gebou is Jesus Christus. Is Jesus Christus. Deur een mens, Adam en Eva, kom sonde in die wêreld. Deur een mens, Jesus Christus, word daar geregtigheid in die wêreld gebore, het ek en jy 'n nuwe reg voor God. Die vyandskap wat veroorsaak is deur Adam en Eva, het Jesus Christus kom herstel. Ons lees in Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens, Adam, die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood. Weet julle, sonde bring dood. God bring lewe. Geloof in Christus bring lewe, nie net lewe vir nou nie, maar vir ewigheid, vir hiernamaals. En so die dood, tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Maar dis dan lees ons in vers 15, Romeine 5 vers 15. Maar dit is met die misdaad, nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Prys die Here, toe Jesus gebore word, toe sê hy, ons het genade gekry. Weet jy, die feit dat ek en jy gered is genade. Dis nie uit jouself uit nie. Die Bybel sê jy is gered uit genade. Hoekom? Sodat niemand mag roem nie. Dit is uit genade uit. Sodat, en dan sê hy in vers 21, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe. Hoe? Wat is daai geregtigheid? Die genade kan heers deur geregtigheid. Is Jesus Christus. Hoekom? Want die skeidsmuur tussen God en die mens het Jesus kom afbreek. Hy het daai kloof kom wegvat en daarom sê hy, ons reg lê in Christus. As jy Christus uit jou lewe uitvat, het jy nie meer 'n reg nie. Hy is die enigste reg wat ek en jy voor die Vader het. Jesus se naam is die naam bo alle name. Dit wat ons gelees het in die nagmaal, Jesaja 9 vers 5. 'n Kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouers. Wat sê die Here van ons skouers? Hy sê, neem my juk, want lig is my las, sag is my juk. Sit Jesus se juk op jou skouers, dan gaan jy jou pakkie kan dra. Maar weet julle wat doen ons? Ons vat Jesus af en dan wil ons dit self dra. Ons wil dit in ons eie krag doen. Dan kry ons seer, dan wonder ons wat gaan aan. Dis ons eie skuld, hier sê hy. Hy is die wonderbare regeerder. Hy sê, en die heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem wonderbaar. Hoekom is hy wonderbaar? Want een mens het die vermoë gehad om die hele wêreld te red. Dis wonderbaar. Niemand kan dit verstaan nie. Een mens het gesterf sonder sonde. Een mens is wonderbaar, het nooit sonde gehad nie. Dis wonderbaar. Raadsman. Jy sit dalk vanoggend en jy sê, Here, ek weet nie wat ek kan doen nie. Jy sê, Here, ek weet nie wat môre vir my inhou nie. If all else fail, gaan Bybel toe. Kry jou raad by die Here. Psalm 32 vers 8 sê, my oog sal op jou wees en ek sal vir jou raad gee. Jesaja 30 vers 21 sê, jy sal 'n stem agter jou hoor, wat vir jou sê, dis die pad wat jy moet volg. Wanneer jy links of regs op die verkeerde pad gaan, gaan na die woord toe, vra die Here om jou raadsman te wees, om jou te lei in besluite, om jou te dra in 2026 en om te sê, Here, gaan nie hierdie 2026 alleen nie. U gaan my raadsman wees, u gaan vir my 'n woord gee. Ek glo die woord wat die Here vir hierdie gemeente gegee het is 'n skare tot 'n kudde. Daar in Micha 2 vers 12. Waar hy sê, daar sal 'n gedreun van mense wees. Ek sal almal bymekaar maak, so skape in 'n kraal. Maar wat gebeur met skape in 'n kraal? As ons eendag voor die Here staan, wat is ons hoofvisie? Om hom te verheerlik. Dis hoekom ons op aarde ons harte vir die Here gee, om hom te verheerlik in jou doen en late en alles wat jy doen. Kan jy sê, Here, my lewe gaan oor U? Of het jy so baie bietjie sidetracks? Dinge wat jy so bietjie van God afhou, wat jy so bietjie besig hou, wat bietjie jou aandag vat. Kom ons kom terug by die bron van alle waarheid. Sy naam is Jesus. Dan lees ons. Waar is ek nou? Hoe is hy? Sorry, my hele bladsy het nou weggewaai. Nou moet ek eers weer kyk, waar was ek? Hier's ek terug. Tot vermeerdering. Hy sê, raadsman, sterke God, die ewige Vader, vredevors. Weet jy kom met mense nie vrede mee nie? Waar begin vrede? Die Bybel sê die vrede
wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Wat is daai vrede? Dis die Heilige Gees. Heilige Gees wat oor jou kom, die Heilige Gees wat van jou vaardig word. Dit bring vir jou vrede. Jou verhouding met God bepaal jou vrede. Die wêreld gaan nie jou vrede bepaal nie. Inteendeel, die wêreld steel jou vrede. Die dinge van die wêreld steel ons vrede. Dan sê hy tot vermeerdering van die heerskappy. Tot vermeerdering. Die heerskappy word meer. En tot vrede sonder einde. Daai vrede sonder einde is nie net op hierdie aarde nie. Dis die hemels. Vrede sonder einde. Maar het begin nou op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk. Deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Reg en geregtigheid. Voorwaar Johannes 14 vers 12 sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hy sal groter werke doen as dit. Hoekom? Omdat ek na my Vader gaan. Waar is Jesus nou? Hy tree vir ons in. Hy sê, pa, daar is Malcolm, hy het nie nodig vanoggend, hy kan nie sonder die preek nie, hy het die krag nodig, daar is my kind, Vader, hy is op die pad, hy het beskerming nodig, hy tree vir ons in, ons gaan groter gedoen, maar weet jy hoekom doen ons dit nie, want ons is ongelowig, ons dink ons kan nie, ons glo nie in onsself nie, en wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Wat vra jy die Vader? Vra die Vader jou eie selfsugtige begeertes? Wat jy hom ook al in my naam vra? Wat het Jesus in die Vader se naam gevra? Vader, ek het U kom verheerlik op hierdie aarde. Vader, laat hierdie dooie opstaan. Vader, genees hulle. Bring hulle na 'n koninkryk toe. Dis wat hy gevra het. Hy het goddelike goed gevra en hy het goddelike goed gekry. Hy sê, jy sal enigiets vra. As jy iets in my naam vra, sal ek dit doen. Hoorie wat sê hy? Ek sal dit doen. Ek sal dit, hoekom doen hy dit nie meer nie? Dis ons eie geloof, ons glo nie. Lukas 4 vers 40 en 41 sê, en toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met allerlei kwale na hom gebring, en hy het een vir een van hulle die hande opgelê, en hulle gesond gemaak. En duiwels het ook uit baie uitgegaan, en geskreeu en gesê, U is die Christus, die Seun van God. Weet jy hoe baie mense vandag is bang vir bose geeste, is bang vir duiwels. Hoekom? God se Gees is binne in ons. 1 Johannes 4 vers sê, omdat hy wat in my is, sterker as hy is wat in die wêreld is. Ons glo meer in die duiwel as wat ons glo in God. Ons sit met soveel siektes, soveel dinge, dan gee ons hulle name. Dan sê ons, weet jy wat, hy's 'n skizofreniek of hy's 'n bipolêr. Bipolêr sê ek vir jou is 'n demoon man. Jy dryf hom uit. Jy sê, Here, ons gaan nie aanvaar nie. Ek onthou jare terug het 'n ouetjie my kom sien in my kantoor. En hy sê vir my, hulle sê vir my, hy sit met 'n selfmoordvrees. Hy sê vir my, hulle sê vir my hy's bipolêr. Ek sê man, jy is nie bipolêr nie. Wat sê God se woord? Jy's na sy beeld geskape. Jy's na sy gelykenis geskape. Hoekom aanvaar jy wat mense vir jou sê? En ons dryf hy gees uit hom uit en hy ouetjie het heeltemal verander. Ek sê nou nie almal wat bipolêr is moet vir my sê, ja pastoor, jy praat nonsens nie. Dis jou eie keuse. Ons kies wat die duiwel met ons doen. God het hom oorwin. Hier sê Jesus het die duiwels uitgedryf. Hy het die hand op die siekes gelê, hy het hulle gesond gemaak. Hy het dit geglo en hy het dit gedoen. Lukas 5 vers 24. Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe. Sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis. Ek wil jou vra vanoggend, kan jy nie geloof sê, Here, ek staan vanoggend uit die as uit op. Ek staan vanoggend uit my omstandighede uit op. Ek kies vanoggend om my bed op te neem, om hierdie pakkie te vat en te sê, Here, ek staan op, ek gaan nie bly sit nie. Baie mense bly sit in hulle verknorsing. Hulle bly sit in dit wat hulle in glo, want hulle glo nie in wat God se krag is nie. Hulle glo meer in wat die Satan van hulle sê. Lukas 6 vers 19. En die hele skare het probeer om hom aan te raak, omdat krag van hom uitgegaan het en almal gesond gemaak het. Weet jy hoeveel krag staan sy naam? As jy sy naam aanroep, my poetie, my sis, die duiwel sidder. Hy hardloop. Hy sê in Job, op een pad sal hy jou aanval, maar op 7 paaie sal hy weghardloop van jou af. As jy Jesus se naam in gees en in waarheid aanroep, moet Satan vlug. Hy moet bieg. Hy moet buig. Hy het nie 'n keuse nie. Jesus se naam dra krag. Jesaja 53 vers 4. Nogtans,
het ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Hy het jou smarte, my boetie en my sussie, kom dra. Hoekom bly jy in jou verdriet sit? Party mense kies om selfbejammer te word. Party mense kies om siek te wees. Hulle kies om neerslagtig te wees. Weet jy, neerslagtige gees sê Spreuke droog jou gebeente uit. Hy maak jou siek. Nie sê hy het jou smarte gedra. Moenie 'n smartvraat wees nie. Sê Here, man, ek is opgewek. Die gees van God binne in my. En deur sy wonde het daar genesing gekom. Jy is genees in Jesus, gees, siel en liggaam. Jy is gesond. Romeine 5 vers 17 sê: Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang het, wanneer in hierdie lewe heers, deur wie? Deur wie sê hy daar? Die een, Jesus Christus. My boetie en my sussie, jy het die genade ontvang. Hy sê jy sal heers wanneer? In hierdie lewe. Party mense glo ek moet suffer in hierdie lewe. Party mense glo, ek is net geroep tot onheil. Ek is net geroep om swaar te kry. Dis jou keuse. Hy sê hierso: veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid. Wat 'n gawe. Jesus het vir jou daai reg voor die Vader gegee. Hy het die mure kom afbreek. Ek en jy het 'n reg voor hom. In hierdie lewe heers. Nou, vandag. God wil jy moet opstaan uit die as uit en sê, Here, deur sy naam, deur Jesus leef ek nou. Johannes 10 vers 10, hy sê die dief doen wat? Slag, steel, verwoes. Jesus het gekom dat ons lewe en oorvloed daarvan kan hê. Party mense het nie meer oorvloed lewe nie, want weet jy hoekom? Die wêreld het hulle 'n paar tyd klappe gegee. Nou kies hulle om moedeloos te raak. Hulle kies om hulle self te bejammer. Staan op en sê, Here, U het gekom dat ek lewe het. Kies lewe. Onthou in Deuteronomium 28. Vra Jesus, hy sê, wat kies jy? Ek hou vir julle lewe en dood, goed en sleg, onheil en guns. Jy kies, want sê hy, hoe kies jy dit? In jou hart en in jou mond om dit te praat. Sê, Here, in U naam kies ek. Jesaja 61 vers 1 sê, die gees van die Here is op my. Die gees van die Here was op Jesus om wat te doen? Wat het Jesus op hierdie aarde kom doen? Wat's een van die goed wat hy gedoen het ook? Omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Prys die Here. Jesus is 'n blye boodskap. Dis 'n tyd om op te staan, dis 'n tyd om te jubel en te juig. Dis 'n tyd om te sê, Here, ek kies lewe. Ek kies oorvloed. Ek kies gesondheid. Omdat hy my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart. Hy het my om vir die gevangenes vrylating uit te roep. Weet jy hoeveel mense sit in 'n tronk van hulle eie gevangenes, van hulle eie keuses? Hulle besluit ek sit in hierdie tronk want dit is lekker. Dis lekker om myself te verknog in die omstandighede waarin is. Dan voel ek jammer vir myself. Uit daai tronkdeure, my boetie en my sussie, het hy, die Jesaja sê, die ystergrendels, die koperdeure, het hy kom verbreek vir my en jou, dat ek en jy kan los wees, dat ek en jy kan vry wees, dat ons kan opstaan en sê, Here, ons kyk vorentoe, ons gaan nie terug nie, ons kyk vorentoe. En vir die geboeides, opening van gevangenes. My boetie en my sussie, jou deur is oop, stap uit. Stap uit jou omstandighede uit. Kies vandag, dan sê hy in vers 2, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en die dag van die wraak van onsse God, om al die treurnis te troos. Wat 'n wraak? Op wie hy kom wraak neem? Op die Satan. Gary, julle kan vorentoe kom. Op Satan se aanvalle op my en jou lewe het hy kom wraak kies, maar hy sê dis 'n jaar van welbehae van die Here. Vanoggend dat God se welbehae is vir jou beskore. God se welbehae, sy goedheid, sy guns, sy genade, sy vrede, sy blydskap is deel van my en jou. God wil hê ek en jy opstaan vanoggend en sê, Here, ons kies lewe. Wie wil saam met my staan? Net sê, pastoor, ek vertrou die Here vandag. Wat ook al U hom voor vertrou, net as 'n teken om te sê, Here, ek manifesteer. Daar's soveel krag in manifestasie. Staan ek op vandag en ek sê, Here, ek kies vandag om oor my omstandighede te wees. Ek kies Jesus vandag en ek kies om vry uit te stap. Ek kies om 'n ander mens te wees. Vader, in die naam van Jesus Christus,
wil ons opstaan. Here, nie net as 'n ritueel om iets te doen om snaaks te klink nie. Here, ek glo met my hele hart dat U daar gesê het, staan op. Vader, ons staan op vanoggend. Ons staan op in die as uit. Ons staan op in die omstandighede uit. Ons is nie onder die omstandighede nie. Ons kies om bo die omstandighede te wees. U plaas ons bo die omstandighede. Word verheerlik. Jesus Christus, in U naam is daar oorwinning. In U naam is daar redding. Daar's genesing vanoggend. Vader, as iemand hier ingekom het met siekte vanoggend, ek bid sodat hy siekte sal afgelei, dat die laste sal lig word, dat mense anders hier sal uitstap as wat hulle hier ingestap het. Nie omdat ons hier voor staan nie, maar omdat God se Gees hier is, omdat die salwing van die Heilige Gees die juke in ons lewe verbreek. Word verheerlik, word opgetel volgens Vader. Ons wil die naam groot maak, die naam bo alle name. Sy naam is Jesus. In sy naam het ons redding, het ons genesing, het ons oorwinning, het ons vrymaking. Ons kies dit vanoggend en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons sing 'n laaste liedjie as daar miskien iemand is wat gebed nodig het. Kom asseblief vorentoe, wat ons saam met jou baie dankie.